Oefening 1.16 op bladsy 78 is 'n baie goeie toets vir jou kennis oor kontantvloeistate en ook die ontleding en vertolking van finansiële syfers. Die vraag sê vir ons die onderstaande inligting is geneem uit die finansiële state van Park Beperk en daar word van jou verwag gevra by nommer 1, berei die volgende voor. In die eerste plek die nota vir die versoening tussen die winsvoorbelasting en kontant uit bedrywighede gegenereer of verkry. Dis die eerste nota wat jy altyd sal moet kan doen. Dan word jy ook gevra om 'n volledige kontantvloeistaat vir die jaar geëindig 28 Februarie 2015 op te stel. Wat berekeninge betref, moet jy die volgende bereken: die bedryfskapitaalverhouding, wat natuurlik jou bedryfsbates tot bedryfslaste is, die vuurproefverhouding, waar jy jou bedryfsbates sonder die voorraad vat en kyk of jy jou bedryfslaste daarmee sal kan betaal, netto batewaarde per aandeel, jou gewone aandeelhouersbelang gedeel deur die aantal uitgereikte aandele, en dan belangrik, die skuld-ekwiteitsverhouding, ook genoem die hefboomverhouding, waar ons gaan kyk na hoeveel nie bedryfslaste die maatskappy het teenoor hulle gewone aandeelhouersbelang. In die derde plek moet jy verduidelik waarom die direkteur besluit het om die langtermynlening noemenswaardig te verminder gedurende die huidige finansiële jaar. Nou hier sal ons natuurlik moet kyk na die effek wat dit het op die opbrengs op die aandeelhouersbelang, asook die opbrengs op kapitaal aangewend en ook op hierdie skuld-ekwiteitsverhouding. Die vraag sê ook, wat is dit na jou mening 'n wyse besluit, en dan gaan ons kyk na die syfers van daardie verhoudings. Nommer 1.16.4 word jy gevra om kommentaar te lewer oor die opbrengs op aandeelhouersbelang, die verdienste en die dividende wat die aandeelhouers verdien het, en jy moet ook syfers aanhaal om te kyk, het dit verbeter of verswak. 1.16.5 toon die notaverboue inkomste. Hierdie is 'n baie belangrike vraag, aangesien ook aandele teruggekoop gaan word. En dan laastens, by 1.16.6 word daar vir jou gesê, die bestaande aandeelhouers is ongelukkig oor die prys waarteen die addisionele of nuwe aandele verkoop is. Bespreek deur een syfer of finansiële aanwyser aan te haal om jou antwoord te ondersteun. Ons sal moet kyk of dit in lyn is met die netto batewaarde per aandeel, as ook die markprys van die aandele. Inligting. In die eerste plek 'n uittreksel die inkomstestaat, waardevermindering vir die jaar 33.500, weet jy klaar, gaan jy by nota 1 moet terugtel. Die renteuitgawe 164.450 gaan jy ook moet terugtel, sodat jy weer op die gesig van die kontantvloeistaat kan aftrek soos die wet vereis. Die nettowinsvoorbelasting is 844.300 en dan word daar vir jou gesê inkomstebelasting is 30% van hierdie nettowins. So jy kan dadelik 30% uitwerk van 844.300 en dan weet jy hoeveel die belasting is. Die gewone aandelekapitaal nota word vir jou gegee. Aan die begin van die jaar was daar 210.000 aandele in uitreik. 1.302.000 rand was die saldo van die gewone aandelekapitaalrekening. Toe is daar gedurende die jaar 90.000 aandele uitgereik en dit was teen 'n prys van R6.73 per aandeel. Dit het 'n opbrengs van 605.700 tot gevolg gehad. 60.000 aandele is gedurende die jaar teruggekoop. Nou die terugkoopprys sou meer gewees as die gemiddelde uitreikprys, ons het deel by behoue inkomste moet uithaal. Die gemiddelde uitreikprys op daardie stadium was R6.20 per aandeel, dus R372.000 afgetrek by gewone aandelekapitaal, die res sal by behoue inkomste wees. 210.000 plus 90.000 minus 60.000 beteken aan die einde van die jaar was daar 240.000 aandele in uitreik en die saldo van gewone aandelekapitaal 1.535.700 rand. Wat die balansstaat betref, die nie bedryfsbates, kry jy jou vaste bates teen drawaarde. Begin van die jaar was die waarde van die nie bedryfsbates of die vaste bates 2.967.500, aan die einde van die jaar 2.418.795. Dit kan wees as gevolg van waardevermindering, daar kon bateverkope gewees, daar kon selfs ook nie bedryfsbates verkoop gewees het. Die vaste deposito by Absa het dieselfde gebly, 150.000. Hierdie kon 'n bietjie verryking gewees het. Onthou, as hierdie vaste deposito vermeerder het, gestel het was 150.000 nou 160.000, dan sou dit 'n toename in kontant gewees het van 10.000. As dit 150.000 rand was en dit is hierdie jaar net 120.000, beteken dit 'n deel van die vaste deposito het verval. Ek het verkeerd gesê, as hy vermeerder het, ja, was dit 'n afname in kontant, want dan het jy
ekstra geld belê in 'n vaste deposito, as hy afgeneem het, het jy geld ontvang en dan was dit toename in kontant. So as dit R150.000 was en is nou R160.000, het jy ekstra geld belê. Dit is 'n afname in kontant. As dit R150.000 was en is nou R120.000, sou jy R30.000 terug ontvang het, 'n toename in kontant. Dit bietjie verryking. Bedryfsbates, die voorraad was R110.250, nou R251.250. Toename in voorraad is 'n afname in kontant wat ons sal wys by ons eerste nota. Handelsdebiteure was R76.000, nou R60.000. Afname in debiteure beteken ons het geld ontvang van debiteure, dis 'n toename in kontant. Dan ons kontant en kontant ekwivalente was aan die begin van die jaar R45.000 as 'n bate. Kyk hier onder, einde van die jaar is dit oortrokke bank van R46.250. Daar kry jy die totale afname van 'n positiewe R45.000 na 'n negatiewe R46.250. Dis eintlik die antwoord van jou kontantvloei staat. Hoeveel is dit? R91.250 afname in kontant. SID inkomstebelasting. Begin van die jaar het hy 'n kredietsaldo gewys van R7.750. Jy het hierdie jaar se belasting betaal wat ons sal uitwerk 30% van hierdie netto-wins en op die ou end het jy te veel betaal want SID inkomstebelasting toon 'n debietsaldo van R7.500. So jy het hierdie R7.750 betaal plus hierdie 30% van jou netto-wins vir die jaar plus nog 'n ekstra R7.500. Kapitaal en reserves of dan nou gewone aandeelhouersbelang. Gewone aandelekapitaal het jy reeds gesien, dit was vir jou gegee, was 1.302.000, nou 1.535.700. Ons weet daar's aandele uitgereik, ons weet daar's aandele teruggekoop. Bouinkomste baie belangrik. Begin saldo 241.000. Daarby gaan jy tel jou netto-wins na belasting. Jy gaan aftrek jou dividende vir die jaar. Jy gaan moet aftrek die deel van die aandele se prys bo die gemiddelde uitreikprys. Die eindsaldo is gegee as R662.210. Hierdie nota gaan ons later doen. Die lening by Absa, 12% is die rentekoers wat ons geld leen, was 1.525.000, nou net 300.000. 'n Baie groot terugbetaling is op die lening gedoen. Afname in kontant as hierdie lening ook afneem. Ons gaan kyk hoeveel rente ons daar bespaar het. By bedryfslaste, handels en ander krediteure, 220.475 begin van die jaar, einde van die jaar 266.585. 'n Toename in krediteure is ook 'n toename in kontant, want dit beteken ons het meer op skuld gekoop, minder kontant spandeer. Die bankoortrekker het ons klaar oor gesels, begin van die jaar 45.000 in die bank, nou oortrokke met 46.250. Dan aandeelhouers vir dividende. Die vorige jaar se finale dividend 52.525 sou betaal word. Dan is daar hierdie jaar 'n interim dividend gewees, maar hierdie jaar se finale dividend R76.800 word nog geskuld. En dan ook SID inkomstebelasting wat 'n kredietsaldo begin van die jaar gehad het, maar 'n debietsaldo aan die einde van die jaar. Addisionele inligting. Die aandele is op 31 Augustus 2014 baie belangrik nadat die interim dividend verklaar is. Dit wil sê slegs 210.000 aandele het gedeel in die interim dividend. Is dit teruggekoop teen 'n terugkoopprys van R6.35 per aandeel. Die nuwe aandele is op 1 Oktober uitgereik. So dis ook uitgereik nadat die interim dividend verklaar is. So die interim dividend was op hierdie 210.000 aandele. Ja, die finale dividend sou wees op die 210.000 plus die 90 minus die 60, dit wil sê op die 240.000 aandele. Dan is vaste bates vir R900.000 kontant teen drawaarde verkoop. Die drawaarde dus van die vaste bates wat verkoop is was R900.000. Dit is die opbrengs, dis die toename in kontant. Ons gaan moet bereken hoeveel bates ons ook bygekoop het as ons hierdie saldo's van nie bedryfsbates as ook die waardevermindering en die bateverkoop in ag neem. 4.3 verdienste en dividende per aandeel was soos volg. Verlede jaar was die verdienste per aandeel net 80 sent per aandeel. Hierdie jaar het dit gestyg na 246 sent per aandeel. Die totale dividend, verlede jaar 47 sent per aandeel, hierdie jaar 72 sent per aandeel. Nou ons weet reeds wat die finale dividend was, so ons kan hier sien die tussentydse dividend was 40 sent per aandeel, die finale dividend 32 sent per aandeel.
32 sent per aandeel, maar met hierdie 240.000 aandele gaan vir jou hierdie 76.800 gee, en hierdie 40 sent per aandeel was net op die 210.000 aandele, so ons kon ons totale interim dividend ook bereken. Jy word ook voorsien van die volgende aanwysers. Die opbrengs op gemiddelde aandelehouders-ekwiteit, kyk hoe baie dit gestyg. Verlede jaar 11%, hierdie jaar 31,6%. So hierdie rente wat ons minder betaal op die lening wat ons terugbetaal het 'n baie groot positiewe effek gehad. Ook die opbrengs op gemiddelde kapitaal aangewend. 5,5% verlede jaar, nou 21,2%. So dus het dit ook 'n baie groot effek gehad, die feit dat ons minder rente betaal. Die skuld-ekwiteitsverhouding, verlede jaar het ons 90 sent se skuld gehad vir elke R1 se eie kapitaal. Dis redelik hoog, jy wil nie graag meer as 50 sent skuld vir elke rand wat jy eie kapitaal het nie. Ons sal gaan uitwerk wat nou die skuld-ekwiteitsverhouding vir 2015 is. Die netto batewaarde per aandeel was 735 sent verlede jaar, R7.35. Dadelik kyk ek, die nuwe aandele is uitgereik teen net R6.73, so baie laer as hierdie netto batewaarde. So ek sou baie ongelukkig voel as ek 'n bestaande aandeelhouer is. Ons sal die netto batewaarde vir 2015 nou bereken. Die laaste punt, 4.5, die prys van aandele op die Johannesburgse effektebeurs of sekuriteitebeurs het die afgelope jaar tussen R6.80 en R7.80, 670 sent, 780 sent gewissel. Ons het aandele verkoop teen R6.73, so dis ook minder as wat in die markprys is. So bestaande aandeelhouers gaan definitief ongelukkig kan voel. Kom ons kyk na nota 1. Nota 1, die versoening van winsvoorbelasting en kontant uit bedrywighede gegenereer. Nou ons netto winsvoorbelasting is vir ons gegee, daar sien ons hom, winsvoorbelasting 844.300, onthou dat jy die vorm van hierdie in eerste nota baie goed ken. Netto winsvoorbelasting, ons het hom afgelees, 844.300. Dan moet ons terugtel, ons aansuiwerings ten opsigte van waardevermindering en rente, beide hierdie bedrae is vir jou gegee, die waardevermindering 33.500, die rente 164.450, jy kan dit bloot gaan inskryf, waardevermindering 33.500, renteuitgawe 164.450, beide word teruggetel om vir ons 'n totaal te gee van 197.950. Onthou, waardevermindering is 'n nie kontant item wat afgetrek was om hierdie wins te gee, daarom tel ons hom terug. Renteuitgawe 164.450 moet volgens wet op die gesig van die kontantvloeistaat afgetrek word. So ons tel hom hier terug sodat ons hom net nou weer kan aftrek. 197.950 teruggetel. Netto wins voorbelasting 844.300 plus hierdie 179.950 gee vir my 'n bedryfswins voor die verandering in bedryfskapitaal van R1.042.250. En nou moet ons gaan kyk na ons verandering in bedryfskapitaal, want dit omvat ons aansuiwerings. In die eerste plek, voorraad. Ons voorraad het ons reeds gesien, was 110.250, nou 251.250. Dit is dus 'n toename in voorraad van 110.250 na 251.250 en dit is 'n bedrag van 141.000. Toename in voorraad is 'n afname in kontant. Kyk ons na ons debiteure of handelsdebiteure, was 76.000, nou 60.000. Dis 'n afname van R16.000. Onthou, 'n afname in debiteure was 76.000, nou R60.000, is natuurlik 'n toename in my kontant van R16.000, aangesien debiteure my terugbetaal het. Laastens, krediteure. Kyk ek na my handelskrediteure, was 220.475, nou 266.585, 'n toename in my krediteure van 220.475 na 266.585 is ook 'n toename in kontant, wat beteken ek het meer op skuld gekoop en minder geld spandeer van 46.110. As ek dus kyk na hierdie afname van 141.000 as gevolg van die toename in voorraad, die toename van 16.000 as gevolg van die afname in debiteure, die toename van 46.110 as gevolg van die toename in krediteure, en ek doen my sommetjie, afname 141.000, 16.000 toename,
46.110 toename is die netto effek 'n afname in kontant as gevolg van die verandering in bedryfskapitaal van R78.890. As ek nou in hierdie kolom my som doen en ek sê die bedryfswins voor verandering in bedryfskapitaal was R1.042.250 minus hierdie R78.890 afname as gevolg van verandering in bedryfskapitaal, dan is die kontant uit bedrywighede gegenereer R963.360 en dit kan ek hier op die gesig van my kontantvloei staat as kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite se eerste punt gaan skryf kontant uit bedrywighede gegenereer R963.360 wat jy daar sien. Die rente wat ons teruggetel het, R164.450, moet ons op die gesig van die kontantvloei staat gaan aftrek, soos deur die wet vereis, aangesien dit geld is wat betaal is aan die verskaffers van fondse. Kyk ons volgende na ons dividende wat gedurende die jaar betaal is, dan sal dit verlede jaar se finale dividend wees van R52.525 plus hierdie jaar se interim dividend. Nou hierdie jaar se interim dividend was hierdie 40 sent per aandeel maal met die 210.000 aandele wat op daardie stadium uitreik was, dus is dividende betaal R52.525 plus R84.000, 'n afname in kontant, onthou met in hakkies te wys, R136.525. Kyk ek na inkomstebelasting betaal, baie oulike een hierdie, begin van die jaar het ons geskuld R7.750, hierdie jaar moes ons betaal 30% van my netto wins vir die jaar, wat hier vir my gegee was, R844.300 maal 30%, ons betaal toe R7.500 te veel, dus inkomstebelasting werklik betaal is verlede jaar se R7.750, hierdie jaar se 30% van daardie netto inkomste voor belasting is R253.290, maar plus ook nog die R7.500 wat te veel betaal is, in totaal is 'n bedrag betaal van R268.540 en dit is 'n betaling vir afname in kontant, daarom in hakkies. As ek dus nou my netto effek wil kry, kontant uit bedrywighede gegenereer R963.360 minus die belasting van R164.450 minus die dividende betaal van R136.525 minus die inkomstebelasting betaal van R268.540, dan gee dit vir my kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite R393.845. Die volgende baie belangrike element van kontantvloei is die kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite. In die eerste plek gaan ons kyk na die aankoop van nie bedryfsbates. Nou, die nie bedryfsbates inligting is vir ons as volg gegee. Die drawaarde van my vaste bates begin van die jaar was R2.967.500. Toe het ek hierdie jaar waardevermindering afgeskryf van R33.500. Daar word vir my gesê, daar is 'n nie bedryfsbate of vaste bate vir R900.000 teen drawaarde verkoop, so dis ook weg, en op die ou end het ek nie bedryfsbates bygekoop, ek weet nie hoeveel nie, maar die eindsaldo, R2.418.795. As ek dus gaan, en ek gaan trek vir my 'n nie bedryfsbates of vaste bates rekening teen drawaarde, dan gaan ek sê, begin van die jaar se saldo is vir my gegee as R2.967.500. Toe was daar bateverkope wat vir my ook gegee is van R900.000. Daar was gewees waardevermindering wat ook vir my gegee is van R33.500 wat ook afgetrek moet word. Ek weet ek het nie bedryfsbates bygekoop, maar ek weet nie hoeveel dit gekos het nie. Op die ou end moet ek 'n eindsaldo kry, 'n eindsaldo van R2.418.795.
As ek dus nou hierdie rekening balanseer, begin saldo minus die draewaarde van die bateverkope, minus die waardevermindering, om uit te kom by hierdie saldo van 2.418.795, balanseer ek die rekening, hy balanseer op hierdie 3.352.295 en dus is my balanserende syfer, baie belangrik, dit wat ek dus aangekoop het, 384.795, 'n baie belangrike berekening. As ek dit dus in 'n hakkie wil wys, sal ek sê 2.967.500 minus die 900.000, minus die 33.500 en minus die 2.418.795 en dit is wat die aankoop van hierdie nuwe bedryfsbates my gekos het. Kom ons kyk. 2.967.500 minus die bateverkope van 900.000 teen draewaarde, minus die waardevermindering van 33.500 en minus die eindsaldo van 2.418.795 gee vir my die aankoopprys van die nuwe bedryfsbate 384.795, 'n baie belangrike berekening. Die opbrengs met die verkoop van daardie nuwe bedryfsbate was natuurlik hierdie 900.000, dit was bloot vir my gegee, dis 'n toename in kontant van 900.000, dus my netto effek, kontant uit beleggingsaktiwiteite, is 'n afname van 384.795, maar 'n toename van 900.000, dus 'n netto toename van 515.250. Kom ons kyk na die kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite. In die eerste plek die opbrengs uit die aandele wat uitgereik is. Daar is vir ons gesê, die 90.000 nuwe aandele is teen R6.73 per aandeel uitgereik. Dit wil sê, ons het nuwe aandele uitgereik, 90.000 aan teen R6.73. Dit het vir ons R605.700. 605.700, ek weet seker maak jy het hom daar reg, daar is R700, R605.700 gegee. Toe het ons aandele teruggekoop, die terugkoop van aandele. Daar is vir ons gesê dat die aandele is teruggekoop teen 'n terugkoopprys van R6.35 per aandeel. Die aantal aandele wat teruggekoop is 60.000 aandele. 'n maklike berekeningkie, 60.000 aandele teen R6.35 per aandeel, 'n afname van R381.000, 'n afname in kontant. Hierdie uitreik van die aandele 90.000 maal R6.73 was 'n toename van R605.700. En dan laastens, ons lening het ons gesien 'n baie groot terugbetaling. Die lening was 1.525.000, nou net 300.000. Dus die terugbetaling van die lening, dit was 1.525.000, is nou net 300.000, is 1.225.000 afname in kontant. As ek dus nou die sommetjie doen, 605.700 toename in kontant, minus 381.000 afname as gevolg van die terugkoop van aandele, minus 1.225.000 afname in kontant as gevolg van die terugbetaling vir die lening, dan is die netto effek 'n afname in kontant van R1.300.000. En nou kontant uit bedryfsaktiwiteite 393.845 toename, plus kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite 515.205 toename, minus hierdie kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite afname van 1.300.000, geef my 'n netto verandering in my kontant en kontant ekwivalente, 'n afname van R91.250. Nou ons bank was in die begin van die jaar R45.000 was in die bank gewees. Dit is wat ek hier gaan inskryf, kontant en kontant ekwivalente begin van die jaar R45.000, dit was vir my gegee. As daar dus 'n afname was van R91.250, dan is my bank aan die einde van die tydperk oortrokke, soos wat jy ook hier gesien het, oortrokke met R46.250, en dit is wat jy daar sien, die oortrokke bank, R46.250, en nou het ons verduidelik waarom daar 'n afname van R91.250 was, en jy kan sien die groot rede is hierdie lening wat terugbetaal het,
terugbetaal is, het 'n groot afname in kontant tot gevolg gehad. Dit wat die kontantvloeistaat betref. Daar is vir jou gevra om die bedryfskapitaalverhouding te bereken. Nou onthou bedryfsbates tot bedryfslaste, dit is ons bedryfskapitaalverhouding. Bedryfsbates is vir jou gegee as 318.750 en jou bedryfslaste as 389.635. Soos ons die sommetjie doen, 318.750 gedeel deur 389.635 gee vir jou antwoord van 0,82 tot 1. Onthou, om veilig te wees wil jy meer as R2 in bedryfsbates hê vir elke bedryfslas. Nou het jy net 82 sent vir elke bedryfslas. Groot probleme wat likwiditeit betref. Daar's heeltemal te veel bedryfslaste of heeltemal te min bedryfsbates. Kom ons kyk na die vierproefverhouding. Die vierproefverhouding is jou bedryfsbates, maar sonder voorraad. So trek af die voorraad van 251.250. Dit lyk nog slegter. Daar sien jy die bedryfsbates 318.750 minus hierdie 251.250 tot die bedryfslaste van 389.635. As jy dus 67.500 gedeel deur 389.635 uitwerk, dan kry jy 17 sent in bedryfsbates vir elke R1 se bedryfslaste. Hierdie maatskappy se likwiditeitssituasie is baie swak. As hierdie bedryfslaste krediteure skielik hulle geld wil hê, dan gaan hierdie maatskappy baie sukkel om hulle korttermyn verpligtinge of dan hulle krediteure te kan betaal. Groot probleme by likwiditeit. Die netto batewaarde per aandeel, ons gewone aandeelhouersbelang, ons totale gewone aandeelhouersbelang, gedeel deur die aantal uitgereikte aandele. Nou onthou, ons gewone aandeelhouersbelang is vir ons gegee hier as 2.197.910. Die aantal uitgereikte aandele is 240.000 aandele. So as ons daardie berekening doen en ons sê totale gewone aandeelhouers belang 2.197.910 gedeel deur die aantal uitgereikte aandele 240.000 aandele, ons maal dit met 100 op 1 want ons wil 'n antwoord in sent hê, dan is 'n aandeel werd aan die einde van die jaar 916 sent of R9.16. Dis die netto batewaarde per aandeel. Nou dadelik weet ons ook die aandele is teen baie minder as dit verkoop, so bestaande aandeelhouers sal baie ontevrede wees. Skuld-ekwiteitsverhouding. Ons nie bedryfslaste teenoor ons aandeelhouersbelang. Nou as ons kyk na ons nie bedryfslaste, dan het dit baie afgeneem. Onthou die lening was 1.525.000, nou net 300.000. So ons nie bedryfslaste net 300.000. Ons gewone aandeelhouersbelang 2.197.910. So baie laag gerad. Net 300.000, aandeelhouersbelang 2.197.910, slegs 14 sent. Slegs 14 sent se laste vir elke R1 se eie kapitaal. Laag gerad, banke sal baie graag vir hierdie maatskappy lenings wil toestaan. Ons kyk na die volgende vraag, nommer 3. Verduidelik waarom die direkteure besluit het om die langtermynlening noemenswaardig gedurende die huidige finansiële jaar te verminder. Was dit na jou mening 'n wyse besluit, verduidelik deur bewyse, syfers uit die vraag aantal? Nou ons het gesê hier moet ons definitief kyk na ons opbrengs op aandeelhouersbelang of aandeelhouersekwiteit. Nou die vraag het gesê die vorige jaar was die opbrengs op aandeelhouersekwiteit. Was dit vir jou gegee gewees? Opbrengs op aandeelhouersekwiteit, daar sien jy hom, was slegs 11%. Slegs 11% gewees. Daar sien jy. Nou is die opbrengs op aandeelhouersbelang 31,6%. Dus, opbrengs op aandeelhouersekwiteit het gestyg van 11% verlede jaar na 31,6%. Die rede daarvoor is natuurlik die netto wins was baie hoër aangesien ons minder rente betaal het. Dus kan jy sommer nou al sê, ja, hierdie was 'n baie goeie besluit. Die volgende waarna ons kan kyk is die opbrengs op die kapitaal aangewend. Nou opbrengs op kapitaal aangewend, as jy hier gaan kyk, opbrengs op gemiddelde kapitaal aangewend was verlede jaar net 5,5%. Nou is dit 21,2%.
want onthou nou die wins was baie meer as gevolg van die rente wat verminder het, en die kapitaal aangewend was ook minder as gevolg van die lening wat minder geword het. So opbrengs op kapitaal aangewend het ook gestyg, is belangrik jy tendens noem en die syfer noem, van 5,5% na 21,2%. Dit is nou baie hoër, dis baie hoër as die rentekoers wat hulle vir ons gee op lenings van 12%. So hierdie maatskappy maak op hierdie stadium baie goeie winste of persentasie opbrengs op kapitaal aangewend. Een van die ander goedjies wat baie belangrik is die skuld-ekwiteitsverhouding. Nou verlede jaar was dit baie hoog. Die skuld-ekwiteitsverhouding verlede jaar was 0,9 tot 1. Ons het 90 sent geskuld vir elke R1 se eie kapitaal. Nou het ons nou net bereken, die skuld-ekwiteitsverhouding is nou net 14 sent vir elke R1 se eie kapitaal. Daarom baie belangrik, die skuld-ekwiteitsverhouding het verbeter, jy moet die woord daar noem, van 99 sent of 0,99 tot 1 verlede jaar na 0,14 tot 1, wat beteken, dit is baie lae risiko nou en hierdie maatskappy sal baie maklik sy skuld kan terugbetaal. Op die ou end die besparing, op die rente het die wins verhoog, soos ons daar duidelik gesien het, die verdienste vir aandeel wat verbeter het van 80 sent per aandeel na 246 sent per aandeel. Daai verdienste per aandeel. Verlede jaar was net 80 sent per aandeel, nou 246 sent per aandeel. Daar kan jy dit sien. Verdienste per aandeel wat verlede jaar net 80 sent per aandeel was, nou 246 sent per aandeel. Die volgende vraag vra vir jou lewer kommentaar oor die opbrengs op aandeelhouersbelang. Nou dit is eintlik reeds gedoen. Die opbrengs op aandeelhouersbelang het verbeter van 11% verlede jaar na 31,6% hierdie jaar. Wat beteken dit? Dit is baie hoër as die rentekoerse wat by banke verdien word. As jy 'n vaste deposito het, gaan jy so 4,5% rente verdien. Dan lewer ook kommentaar op die verdienste per aandeel. Die verdienste per aandeel het ook, skryf die tendens daar, verbeter van net 80 sent verlede jaar tot 246 sent per aandeel hierdie jaar. Nou dit vergelyk baie goed as jy kyk na die netto batewaarde per aandeel. Dit vergelyk goed met die netto batewaarde per aandeel van R9.16 as jy kyk na die opbrengs op die netto batewaarde. En dan laastens dividende. Die dividend per aandeel het verhoog van 47 sent verlede jaar per aandeel, dis die totale dividend, na 72 sent per aandeel. So daar's ook meer dividende uitbetaal. So mense wat inkomste uit hierdie belegging van hulle wil kry, sal ook baie tevrede wees. Die maatskappy behou steeds van die winste vir uitbreiding om die infrastruktuur te verbeter. Dit verhoog ook die netto batewaarde per aandeel indien hulle winste terughou vir uitbreiding. Goed, die tweede laaste deel van ons vraag is dan die behoue inkomste nota. Nou hierdie is 'n uitstekende vraagie. Onthou die behoue inkomste se saldo is vir ons gegee aan die begin van die jaar. Daar is ons behoue inkomste aan die begin van die jaar, R241.000. Dan het ons netto wins na belasting wat ons moet uitwerk, R844.300 minus hierdie inkomstebelasting. En nou moet ons ook gaan aftrek die 60.000 aandele wat teruggekoop is, maal met die bedrag wat daarvoor betaal is, hoër as die gemiddelde uitreikprys. Nou hier sien jy die gemiddelde uitreikprys was R6.20 per aandeel, maar die aandele is teruggekoop vir R6.35 per aandeel. Dit gaan ons aftrek by bouinkomste. Die dividende gaan ons aftrek, die 40 sent interim dividend op die 210.000 aandele, die 32 sent finale dividend op die 240.000 aandele, en dan moet ons hierdie eindsaldo van 662.210 moet ons kry. So kom ons kyk, bouinkomste aan die begin van die jaar is vir jou gegee as R241.000, dit kan jy net daar aflees. Dan die netto wins na belasting, onthou nou, die netto wins was R844.300, 30% daarvan, R253.290 is die belasting vir die jaar, dus netto wins na belasting R591.010. Nou die belangrike deel,
die behoue inkomste op die 60.000 aandele wat teruggekoop is. 60.000 aandele maal met die terugkoopprys was R6.35. Die gemiddelde uitreikprys op daai stadium was R6.20. Dus R6.35 minus R6.20, 15 sent maal met hierdie 60.000 aandele moet by behoue inkomste uitgehaal word, en dit is hierdie R9.000 wat jy daar sien. Trek af die dividende. Die interim dividend, 210.000 aandele was uitreik toe die interim dividend verklaar is, maal dit met 40 sent per aandeel, dis R84.000. Die finale dividend, 240.000 aandele was uitreik toe hierdie 32 sent dividend verklaar is, en dit is 76.800. So daar is jou interim dividend, daar is jou finale dividend. Die totale dividend is dus R160.800. As ons nou die sommetjie doen en ons sê, behoue inkomste begin van die jaar 241.000, plus die netto wins na belasting 591.010, minus die behoue inkomste wat bygedra moes word vir die terugkoop van die 60.000 aandele, die bedrag bo die gemiddelde uitreikprys, dis R9.000, en minus die totale dividend van 160.800, dan kry ons behoue inkomste aan die einde van die jaar 662.210, en dit is wat jy ook gesien het op jou balansstaat, 662.210. Ons laaste vraag, bestaande aandeelhouers, en hierna het ons al 'n paar keer verwys, is ongelukkig oor die prys waarteen die nuwe aandele verkoop is. Nou, jy sal onthou, die prys waarteen die nuwe aandele verkoop is vir ons gesê, hulle is verkoop teen R6.73. Daar staan het, nuwe aandele is uitgereik teen R6.73. Die vraag is, dink jy, hulle kan met reg ongelukkig voel, bespreek deur een syfer aantal. Nou, ons kan sommer 2 syfers aanhaal. Hierdie bedrag is laer as die netto batewaarde per aandeel. Ons het uitgewerk, die netto batewaarde begin van die jaar was R7.35, einde van die jaar R9.16, nou verkoop die aandele vir R6.73, dus laer as die netto batewaarde per aandeel, en daarom kan bestaande aandeelhouers ongelukkig voel, want nou is daar meer aandele wat moet deel in die wins. Jy kon ook genoem het, dat die prys van R6.73 is ook laer as die markprys. Die markprys is vir ons gegee as tussen R6.80 en R7.80. Bestaande aandeelhouers gaan dus definitief benadeel word. Hierdie maatskappy se netto batewaarde aandeel is baie hoog, hulle markprys is goed, en dus behoort hulle aandele teen 'n baie hoër prys te verkoop. Bouinkomste nota gevra, baie belangrik. Belangrik is al gaan kyk na al hierdie berekeninge, as ook 'n mooi volledige kontantvloeistaat met hierdie belangrike berekening van die aankoop van die nie-bedryfsbates teen draagwaarde, as ook nota 1 wat altyd vir jou gevra word. Hierdie vorm van die nota 1 en die vorm van die kontantvloeistaat moet jy baie goed leer. 'n uitstekende oefening vir 1.16 op bladsy 78.